Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig kyk vervolgens na twee oorgange binne die Nuwe Testament self. Tydens sy aardse bediening tree Jesus op soos die profete uit die Ou Testament. Hy roep die volk tot bekering. Hy gaan nie na die heidene toe nie, maar rig hom uitsluitlik op Israel. Hy roep hulle op tot bekering soos 'n tipiese Ou Testamentiese profeet. Sy doel is met ander woorde dieselfde as die in die Ou Testament. As Israel aan die Here getrou is, sal hy hulle so seën dat die heidene na Jerusalem sal stroom om die Here daar saam met Israel te dien. So sê Psalm 22 vers 28, en Jesaja 2 vers 2 tot 5 en Jeremia 3 vers 17. Maar as Jesus teen die einde van sy bediening besef dat die leiers van die volk nie na hom luister nie, begin hy hulle ernstig waarsku dat God die koninkryk van hulle sal wegneem en aan die heidene sal gee. Matteus 21 vers 31, 43, 22 vers 1 tot 14 ensovoorts. As hulle hom dan finaal verwerp en hom kruisig, kom daar 'n dramatiese keerpunt. Na sy opstanding gee hy uitdruklik die bevel dat sy disippels nou na die heidene moet gaan. Matteus 28 vers 19. En dit is 'n radikale oorgang binne die Nuwe Testament. 'n Oorgang van wat ons die Ou Testamentiese sendingmetode kan noem, waar die volke na Israel toe sou oorkom, na die Nuwe Testamentiese model, waar die evangelie na die nie-Israelitiese volke uitgedra word. 'n tweede voorbeeld binne die Nuwe Testament raak die tempeldiens. Aanvanklik gaan die tempeldiens, die priesterorde, die offergebruike en selfs ook die sabbatsvieringe van die Ou Testament onveranderd in die Nuwe Testament voort. Tydens die aardse optrede van Jesus neem hy self daaraan deel en gee opdragte daaroor. Trouwens, tot later in die Nuwe Testament gaan die Christene nog gereeld tempel toe en bring Paulus spesiale offer in die tempel. Eers daarna kom daar 'n definitiewe breuk tussen die Jode en die Christene. Dit is dus weer 'n radikale oorgang binne die Nuwe Testament en nie tussen die twee testamente nie. 'n Mens kan dus nie vra na die verhouding tussen die tempelkultus in die Ou Testament en in die Nuwe Testament nie, maar eerder tussen die tempelkultus soos dit nog lank in die Nuwe Testament voortgegaan het en die einde van die tempelkultus vir die Christene wat eers baie laat in die geskiedenis van Handelinge kom. In 'n sekere sin kan ons dus nie die Ou Testament en die Nuwe Testament as twee afsonderlike blokke met mekaar vergelyk nie. Terwyl ons enerzijds bepaalde sake in die twee testamente met mekaar kan vergelyk en so op groot verskille in die verhoudings afgekom het, moet ons anderzijds besef dat van die mees dramatiese oorgange binne die twee testamente self plaasvind en nie tussen hulle nie. Wanneer 'n mens nou die titel van Prof Koenig se boek in gedagte hou, Alle paaie lei na Jesus, en terugdink oor wat hy die afgelope paar oordeenkings gesê het, besef jy omtrent alles wat aangehaal is oor die verhouding Ou en Nuwe Testament het direk met Jesus in verband gestaan. Ja, alle paaie lei na Jesus. In die volgende oordeenking gaan ons na 'n interessante vraag kyk. Uit watter Ou Testament haal die Nuwe Testament se skrywers aan? En kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U evangelie na die hele wêreld toe uitgedra is, toe U volk U verwerp het. En sodat ons op daardie manier ook dit kon hoor en ook deel kon word van U koninkryk. Help vir ons om gehoorsaam te bly,
om U te volg, sodat ons deel van die koninkryk kan bly. In Jesus se naam. Amen.